Okay, so ons is in Hong Kong Airport. Ons is op pad na immigration toe. Maar hier is soos in die langste gang van alle tye. Dit hou net aan en aan en aan. Maar check hierdie cool airport choris om mee te ry. Maar hier gaan die gang en dit hou net aan en aan en aan. Hong Kong lughawe se arrivals hall. Ons gaan na hierdie kant toe stap na die Regal Airport Hotel toe. En dan werk ek daar my tas bære. En dan moet ek iewers buskaartjies kry om in die stad in te gaan. Maar dit sal ons uitfigure soos ons aangaan. Regal Hotel. Die paspoortbeheer dude wat my gehelp het, sy naam is Chong Ching Wong. So hulle klink nogal soos een of ander interessante storie. Hier's 'n 7-Eleven. Sal dalk nou kom kyk of ons hier kan ietsie kry om te eet. Maar hang af hoe lank dit vat om by die hotel uit te kom. As ek kyk nou hoe lank ek nou gestap het, dan gaan my pretty much vir ewig vat om hierdie pad gestap te kry. Maar wel, ek sien daar's die sign vir busse, so miskien ontdek ek dit vinniger as wat ek verwag het. Maar kom ons kyk wat gebeur. Hier is die Regal Airport Hotel. Dit is nou 6:05 Vrydagoggend. Ek gaan vanaand hier slaap. Ek het my tas lekker so lank hier gebære tot vanaand. Ek gaan nou lekker met gemaklike klere, kort klere die stad in gaan. So vanaand kyk hoe lyk die kamers. Son het nou net opgekom. Lekker warm, lekker bedompig. Ok, dit was crazy. Ek moes 'n bus kry, dis die buskaartkantoor toe. En toe moet ek in die treinry staan vir 'n buskaartjie. Toe ek voorkom, toe vat hulle net cash. Ek kan ander ry staan om my kaart te koop. Toe moet ek hardloop, want dit sit 3 minute voor die bus vertrek. So ek is nou uit asem, ek het nou net in die bus geklim. En die bus ry nou. Is Hong Kong lughawe op 'n eiland is. Nou ry ons na die stad toe, wat hier oor die brug en daar agter lê. Die trein na die stad toe is R260. Die bus is R80. En dan het jy 'n bietjie van 'n view. So ons sal kyk wat ons alles sien. Of the old transportation in Hong Kong. We just take 7 to 8 minutes to the peak. When we arrive at the... So nou is ons op die toer. Yes, ek het dit ook maar net met 1 minuut gemaak. Ons het lekker met hierdie busie gery en nou gaan ons op die Thai tramway peak opgaan na boontoe. Ons gaan nou hier in op die peak tram ride, maar check hierdie funky gebou. Wat reg bo kan die peak is. En hier kom die son. Daar is my groepie van foreigners wat saam met my die toer gaan doen vandag. So ons gaan nou op hierdie tram ry. Tot ons thank you. Ons gaan op hierdie tram nou ry tot bo op die berg. Funicular. So die tram binne lyk. Ok,
gaan ons op die tram. Dit is absoluut crazy. Hoe styl dit die berg op is. Dit is malligheid. So, daar is die gebouwe wat regop staan. Dis hoe skuins ons is. Daar is die hawe. Dis Hong Kong van bo by die Peak Tower. So hierdie kant is Central en oorkant is Kowloon. Daar is die langste gebou, hoogste gebou en daar is die ICC, hoogste gebou, tweede hoogste gebou is aan hierdie kant. En ons is hier opgery teen daai berg. So Hong Kong lyk van bo af. Ja, dit is nou weer pad af. Dit is die crazyste, skynste in jou lewe kan dink. Ek besef Hong Kong. Dit is sulke verskriklike bulte gebou nie. Die kabel wat hierdie arme karretjie moet trek. Verskriklik sterk is. Die kar teen nou die hele berg op te trek. Hierdie is die langste roltrapsysteem in die wêreld. En dis bedoel om die mense wat heel bo bly, die oggende by die werk te kry en die middag by die huis te kry. Dit is soos 'n lughawe loopvlak wat jou opvat en opvat en opvat en opvat tot bo. So interessant dat in Hong Kong hulle ry links soos ons. Maar as jy op 'n roltrap of op 'n trap is, moet jy regs hou. Dan as dit hou regs, gaan links verby, maar as jy bestuur is dit hou links, gaan regs verby. Straat hier in Hong Kong. En kyk hoe gebruik hulle bamboes vir scaffolding om mee te bou. Nie so styl die strate is. Al hierdie massive geboue. Paar oudtydse geboue. Ons het nou hier deur gekom. Hier is nou die ou tronk in Hong Kong. Dis so groot die tronk self was. Dis omtrent 2 by 2,5 meter. En hulle het op einde die tronk weggeskuif want die grond is te waardevol. Grond in Hong Kong gaan vir omtrent R80,000 vir 'n vierkante voet. So dis R800,000 per vierkante meter. Die buitekant van die tronk, eintlik 'n baie mooi gebou wat hulle nou selfs soos 'n museum het. Tussen al hierdie massive hoë geboue. Hierdie is die prison yard waar jy ons 'n bietjie ontspanning doen. Dit lyk amper soos die westelike muur in Jerusalem. Die hele gebou se scaffolding is bamboes. Dis in al hierdie hoë geboue, bou hulle 'n hele gebou met bamboes scaffolding.
So dis hier teen die skynste op. Hierdie amazing hoë geboue. En dan een wat lyk of hy uitmekaar uitval. Ons nou in daai tempel, maar as wierook. Hier is my oë brand. Crazy is dit taaf mense wat offers bring omdat hulle aan een kant is dit vir omdat hulle kind wil hê, hulle kind moet baie slim wees en aan die ander kant is mense wil hê die god van karate en kung fu met hulle kind beskerm. So dit is nogal 'n weird setup. Hier tussen al hierdie high-rise geboue in die middel van Hong Kong. So dis hoe die tempel lyk waar ek nou net in was. Kant, so nou soos aan die Kowloon kant, daai is die Hong Kong kant, die central kant, ons was bo op daai berg gewees. En net van daai kant af gekyk, hier is Victoria Harbour in Hong Kong. En hier kry jy al jou ferries. Daar's Bruce Lee. Mr. Softy roomhuis wat $13 is, wat R26 is. My roomhuis in Hong Kong. Okay, so hier's Jackie Chan se hande. Wow, my hande en sy hande is omtrent dieselfde size. Ek het nie geweet hy het sulke klein hande nie. Hier is die ander kant. Ons was vanoggend daarop gewees. So hier is nou, ons is nou aan die Kowloon kant. Daar is nou die central kant, die Hong Kong kant. So hier is Hong Kong Victoria Bay van Kowloon se kant af. Dis die bootjies wat vaar op die water. Okay, so aandete vanaand, ek 7-Eleven gekry, is beef flavor noodles met real beef. Real meat inside. Ek weet nie hoe dit werk nie. Ek sal dit try. En dan hier is chickpea flavored po noodles. En chickpea flavored po noodles, wat jy net kookwater by gooi. En hierdie is, ek weet nie wat dit is nie. Yoghurt. Ek dink is so een van der yoghurt tipe storie. Maar hy het Olympiese rings op, so hy moet baie goed wees. So hierdie was alles saam, was so R90 gewees by die 7-Eleven. So ons gaan dit try. Water kook. Ek het selfs utensils gekry om dit mee te eet, 7-Eleven utensils, so kom ons kyk wat gebeur. So hier is actually regte vleis en hier is actually serious noodles. Dis nie soos ons 2-minute noodles sulke dingetjies nie. Hierdie is nog groter. Dit is nogal vrek lekker. En is nogal baie. Hierdie was toe soos 'n afgemelkte, afgewaterde frozen drinking yoghurt, maar bietjie meer suur. Baie min suiker in, soos ek weet nie, natural yoghurt met melk in. Dit was ook nogal lekker. Ek moet sê, hierdie was nou nogal bonus. Dit is meer as wat ek gebargain het, so ek dink dis bietjie overdoen, maar ek was eintlik net nuuskierig geweest. Okay, so hier is die taxis by Hong Kong lughawe. Al hierdie rooi taxis staan in 'n ry. En dan gaan hulle almal daarin, een vir een.
En dan staan jy en wag vir 'n taxi daar, jy maak 'n ry daar en dan die volgende taxi wat kom is joune en al hierdie taxi staan en wag vir hulle beurt. Dis die robot wat die vloere skoonmaak. Hier is Hong Kong se departure hall en hieronder is die arrival hall. Hey, Hong Kong lughawe. So hier is die vliegtuig wat uit die dak uit hang. Hierdie is die departures is hier bo. 'n massive groot plek. Onder is waar die arrivals is. Ek het nou daar by nommer C ingecheck. En nou moet ek daar deur gaan na die ander kant toe. So hier is nou die duty free area. Daar's al die kos areas. Gordon Ramsay en Chinese en Japanees en iets van alles. En dan verdiepings en verdiepings se winkeltjies, eetplekke en allerhande interessante takeaway goedjies, tee, Fat Car Dol, Fat Boy, Cola, Fat Girl, koffie. En by hierdie winkel met die groen het ek vir my 'n paar souvenirs van Hong Kong gekoop. Nou gaan ons explore, lyk my daai kant toe verder is nog shops. Ek het nog eers electronic shops gesien hier, dis sover nog net kos en snacks. So, aan die einde van my Hong Kong trip, wat het ek geleer? Ek het 'n paar verrassings gehad. Die eerste is, Hong Kong is baie groter as wat ek gedink het. En 90% is berge en groen. Die stad is maar 'n klein gedeelte daarvan. Die lughawe is ek omtrent 50 km uit die stad uit en alles tussenin is berge en groen. Dit het my verras. Ek was verras met die kontraste, dat daar metallic mirror geverfde Teslas rondry en stokou Toyota taxis. Ek was verstom dat jy die hoogste glasgeboue het en dan gebruik hulle bamboes vir scaffolding om die mense vas te hou wat opklouter teen hierdie hoë geboue. Ek is baie bly dat ek op 'n toer gegaan het waar die busie my rondgery het. Ek dink as ek moes gestap het, want alles is opdraande en alles is styl opdraande. Sou ek dit nie gemaak het nie. Baie mense, baie min spasie. Ek dink selfs die bane op die paaie is smaller as in ander plekke. Ek dink hulle het 'n groot tekort aan grond. As jy hoogtevrees het of bang is vir mense, dan is Hong Kong nie vir jou nie. Dit was eintlik 'n aangrypende, wonderlike ervaring. Alles was op die laaste nippertjie. Ek het alles gemaak met soos 2 minute of 3 minute. As die bus moet kom, en hy kom elke 30 minute, dan kom ek by die busstop in 2 minute voor die bus kom. Dis seker nou maar net my luck. Ek sou eintlik graag langer wil kom. Ek het 'n fout gemaak deur nie 'n SIM-kaart te kry nie, en toe het ek nie data nie, en toe kan ek op my Google Maps soektogte doen oor die busstoppe en wanneer ek rondloop, waar is die naaste busstop om by die lughawe te kom nie. So dit was nogal 'n storie om te probeer om by plekke te kry en by 'n busstop te kom as jy nie 'n kaart het van waar die busroetes is of waar die bus ry nie. Maar ek het gemanage. Ek sal graag weer wil kom en hierdie keer 'n kaart wil hê en ordentlike data wil hê dat ek kan weet wat aangaan. Is dit op pad Bangkok toe. Ek sien uit daarna. Ek dink daar gaan ons nog 'n klomp goed leer. Interessante ervaring. En ja, op hierdie stadium wag ek vir die vlug. By die stadium is hy vertraag met 45 minute. Hulle sê estimated, hulle weet nog nie eers of hy gaan kom nie. So miskien spandeer ek nog 'n dag op Hong Kong. Anders hoop ek gaan ek op 'n vliegtuig klim binnekort en Bangkok toe vlieg. 'n heerlike ervaring wees.